Geliefdes in ons Here Jesus, ons lees in Matteus 7 vers 7. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Met hierdie woorde kom leer die Here Jesus vir ons om gebed en gebedsverhoring te verstaan. Voordat ons egter by die betekenis van die Here Jesus se woorde kom, is dit ook nodig dat ons net eers na ons eie gebede kyk. Omdat ons in 'n kitsoplossing era leef, dink ons dat gebede dieselfde werk. Ons kan mense deur middel van elektroniese middele baie maklik en vinnig bereik, opdragte kan vinnig uitgegee word en mense kan vinnig daarop reageer. Dink net hoe ongeduldig raak ons as mense nie vinnig genoeg reageer nie. Dit is die wêreld waarin ons leef. En daarom dink ons dat dit by die Here ook so moet werk. Ons wil vinnige reaksie sien. En juist daarom gooi ons na 'n paar halfhartige gebedspogings tou op. Ons besluit sommer voortydig, die Here wil my nie verhoor nie. Verstaan nie? Die probleme wat ons in ons gebedslewe beleef, begin heel dikwels by onsself. As gevolg van ons kitsoplossing mentaliteit, en daar soveel halfheid en soveel vlakheid in ons gebede ingetree. As ons die woorde van die Here Jesus reg verstaan, sal ons besef dat ons tog soms so verkeerd kan wees. Die Here Jesus maak 'n wonderlike belofte aan ons, belofte van gebedsverhoring. Bid en vir julle sal gegee word. Maar ons reageer en sê, dit werk nie. En tog, as ons die diepte van sy woorde verstaan, staan ons maar weer verleë oor ons onkunde en ons ongeduld. Die Here Jesus gebruik 3 woorde om ons gebedshandeling mee te beskryf. En hierdie 3 woorde dui op voortgaan, op aanhou. Die 3 woorde is bid, soek en klop. Dit is so swaar gelaai met inhoud, dat ons in Afrikaans nie werklik die volledige betekenis van die Grieks kan weergee nie. Bid beteken om met erns en konsentrasie jou begeertes voor God uit te spreek. Kan jy dit hoor? Nie dwalende gedagtes nie, nie resitasies wat by elke gebed voor slaaptyd of voor ete dieselfde klink nie. Bid is om met erns en konsentrasie te bid. Dit beteken jy moet besef met wie jy praat en jy moet dink wat jy sê. Die tweede woord is soek. Hierdie woord wil sê dat die dinge wat jy in die gebed vra, nie dadelik verhoor gaan word nie. Alles wat jy wil hê is nie beskikbaar dat jy dit maar net sommer kan vat nie. Jy moet jou inspann om dit te bekom. Daar is 'n besliste gebedsarbeid nodig. Kan jy dit hoor? Soek is 'n aksie wat van jou kant kom. Om iets te soek beteken dat jy soms vir 'n lang tyd soek voordat jy gaan vind. In die gebed werk dit ook so. Jy moet soek. Jy moet God se aangesig gereeld in die gebed opsoek. Hoor u? Jy moet aanhou bid en vra. Die derde woord is klop. Op nog 'n sterker wyse sê die Here, die Jesus, dat ons moet aanhou. Hou aan totdat die deur geopen word, totdat jy verhoor word, totdat jy God se wil verstaan en dit vir jou duidelik word. Hoor jy dit? Gebed is harde werk. Gebed beteken jy vra nie net eenmaal nie. Gebed beteken om met God te worstel. Verstaan nie, geliefdes? Gebed is nie 'n kitsoplossing vir my probleme nie. Gebed beteken arbeid, aanhou, totdat ek God se wil verstaan. Dit beteken, ek hou nie maar sommer op om oor 'n saak te bid nie. Ek hou aan totdat my situasie verander, totdat ek verhoring gesmaak het, of totdat ek verstaan. Ware gebed is harde werk. Ware gebed is nie 'n goedkoop soeke na kitsoplossings nie. Ware gebed is 'n voortdurende soeke na die wil van God vir my lewe. Toe die Here Jesus daar in Getsemane met die Vader geworstel het oor sy kruisiging wat voorlê, het hy weer en weer en weer gaan bid. So intens dat sy sweet soos bloeddruppels op die grond geval het. Daarom, hou aan
en aan om te bid oor die sake wat vir jou belangrik is. Bring die behoeftes en die begeertes van jou hart voor jou Vader wat in die hemel is en moenie huiwer nie, want die Here Jesus sê, jy mag. Kom ons bid. Onse Vader, ons buig in diep afhanklikheid, ja, gebedsafhanklikheid voor U. Ons bid dat U ons sal lei om te volhard in die gebed, sodat ons met al ons krisisse en al ons hartseer voor U sal kom buig. Amen.